Goeiedag, welkom by nog 'n program van gebedsversoeke van my Ansie Smit. En Yvonne Besuidenhout, hartlike goeiedag. Ons begin vanoggend weer met bid die woord. Ons doen gebed en ons begin vanoggend weer bid die woord. Ons kan verkeerd bid, Jakobus 4 vers 3. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bid. Soek 'n skrifgedeelte vers vir jou omstandigheid. Byvoorbeeld, as jy siek is, soek 'n vers wat gaan oor genesing. As jy finansies 'n probleem het, soek 'n Bybelvers, belofte van God wat sê, jou finansies. Daar's 'n antwoord in God se woord vir elke probleem wat ons het. So ons bid die woord, bid God se beloftes en bid die antwoord. Ja, jy weet, ons hemelse wifi bestaan nog lank voordat die aardse wifi bestaan het. So ons het altyd opvangs om met die Vader in die hemel te praat. Ons het nie nodig om te wag om te kyk hoe sterk is die sein nie, wat ook al. Jy het altyd opvangs om met die Vader in die hemel te kan praat. Ons verhouding, hoe lyk ons verhouding? Ons moet 'n gebedsverhouding hê. Ons praat, wanneer ons met Vader praat, is dit tog twee persone in gesprek, ek en Vader met my. So dit is nie net 'n eenrigting nie, dit is 'n wederzijds. Ons moet kans gee dat ek kan praat, maar ook kans gee dat God kan praat. Baie keer brabbel ons net en ons gaan aan met ons gebedsversoeke en dit, en ons gee nie vir Vader kans, die Heilige Gees, om met ons te kan praat nie. So wanneer ons bid, moet ons kans gee dat die Vader ook met ons praat, en dan moet ek luister. God luister vir my en ek moet ook luister wanneer hy praat. Baie van die mense sê God antwoord nie my gebede nie, maar luister ons en hoe luister ons? Kom ons dink 'n bietjie oor dit. Hoe spandeer ons tyd? Is dit sommer 'n kits oomblik wat ons wil bid en 'n antwoord hê, of raak ons net 'n bietjie stil en sê Vader, ek gee hierdie tyd aan U. Ek los nou alles, ek los so 'n bietjie my foon. Baie keer sit ons foon, laat ons neer wanneer ons bid, en dan skielik kan kom hier 'n oproep deur, en dan kyk ons, en dan sien ons dalk is een van ons kinders, dan wil ons sommer nou net vir Vader sê, Vader, ek wil jou nou net so 'n bietjie pause, want ek wil net gou hoor wat my kind wil hê, miskien is dit belangrik. Nee, kom ons verander daardie gewoonte. Kom ons sit ons foon af of op silent, dat ons glad nie pla nie. Die kameras by die huis, ek dink aan myself, 'n voorbeeld, ons monitor vir die kameras by ons huis is in ons kamer. En as hy aan is en ek hoor iets, dan wil ek kyk. So nou as ek bid, dan sit ek die kameras af, dat ek nie kan kyk nie, sodat ons ingefokus is, ingestel kan wees, om met God in 'n oop kanaal te kan wees, sonder verhindering. Ja, die wonderlikheid natuurlik van die wifi, God se wifi gaan nooit af nie, al gaan die krag af. So dis wonderlik dat jy enige plek waar jy is, in die badkamer, in die kar, oral waar jy is, kan jy bid. Daar's niks wat jou beperk en sê, maar jy moet in jou kamer bid, jy moet hier bid. Jy kan enige posisie inneem ook om te kan bid. En as ons dan kyk, Johannes 15 vers 7, sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. So ons sien, ons moet 'n verhouding met ons Vader aankweek. Dis 'n verhouding wat elke dag moet groei. Jy moet elke dag tyd spandeer om te praat, te bid, maar ook soos Yvonne gesê het, om te luister. As ons dan kyk na die Bybel, dis ons riglyn, dis ons GPS. Al die antwoorde is daar, en ons hoop is daar, as ons swak is, as ons siek is, ons hoop is daar, ons lig is daar, ons genesing is daar, ons voorsiening is daar, so alles wat ons nodig het, is in die woord. Daarom moet ons die woord ken, sodat ons weet, as daar 'n situasie kom, as daar 'n storm kom, waar kan ons gaan kyk, waar staan die belofte, sodat ons die belofte kan inroep. Ja, ons kyk, ons dink aan Adam en Eva, hulle het met God gewandel daagliks, God het met hulle gesels, maar hulle het daardie koneksie
verbreek toe hulle sonde gedoen het met God, maar Jesus het weer teruggekom aarde toe en hy het dit weer herstel, sodat ons weer in vrymoedigheid met die Vader kan praat, weer kan wandel saam met hom. Weet, waar is ons radio, waar is my en jou krag ingeprop? Is dit in die frekwensie na God die Vader toe? Of waar is ons ingestel? Het ons, soos ons op 'n radiokanaal kan soek, baie van die kanale is op FM, party op AM, waar is jou frekwensie in opgestel? Is dit opgestel oor jou buurvrou se opinie, jou kinders se antwoorde, die man in die winkel of die man op die straat, waar kry ons antwoorde vandaan? Of is ek en jy ingeskakel om met God te praat en met God se frekwensie om te kan hoor wat hy vir my en vir jou wil sê. So, waar kry ons syne vandaan? Is ons syne van God af of is dit van die wêreld af? So kom ons weet versigtig hoe ons na luister, na wat ons luister, na wie ons luister. Kom wat ons tyd maak om ingestel te wees om met God te kan praat. Ons sien hier sal sê, wanneer ons bid, moet ons glo. En as ons glo, dan ontvang ons. So dit is die een skakel by die ander en wanneer jy bid, moet jy glo dat jy dit gaan ontvang. Jy moet nie bid en dan dadelik twyfel nie, soos ons in vorige programme ook gesê het. Bid, glo en dan sal jy ontvang. Ja, as ons kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Vers 16, wees altyd deurbly. Vers 17, bid sonder ophou. Ek wil dit herhaal. Vers 17, bid sonder ophou. Vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle. As ons gaan kyk na die Griekse betekenis van bid, vra, dan sien ons in die Grieks, dit beteken die maand. So as ons bid, dan die maand ons God se beloftes op die aarde. Ons neem autoriteit en gesag en ons roep die beloftes in. En ons die maand dan ook van die duiwel as hy gesteel het om dit terug te gee. So as ons 'n toebroodjie maak, is ons boonste broodjie wees altyd deurbly, ons middelgedeelte bid en dan dankbaarheid. Ons kan nie bid sonder om dankbaar te wees nie, want ons kan ook nie ontvang sonder om dankbaar te wees nie. So dankbaarheid is baie belangrik in ons gebed. En dankbaarheid vir elke klein dingetjie. Baie keer bid ons vir iets en dan ons bid byvoorbeeld vir finansiële voorsiening om 'n huis of 'n kar te kan koop, vir groot fonds, en dan gebeur daar iets en ontvang ons ietsie kleins. En dan so half, Here, maar dis nie eintlik waarvoor ek gevra het nie, maar kom ons leer in hierdie lewe om elke dag dankbaar te wees. Maak nie saak hoe groot of klein nie. Om as in die oggend as jy opstaan te sê, dankie vir my gesondheid, dankie dat ek kan sien, dat ek kan loop. As jy in die voertuig klim, om te kan sê, dankie Here dat ek gesond genoeg is om te kan bestuur, dankie vir my oë. Ons vergeet so baie keer om dankbaar te wees en dan, as ons nie dankbaar is en begin ons kla en moan en groan en kla oor alles, maar kom ons soek dankbaarheid in alles wat ons ontvang elke dag. Ja, ek dink baie keer as ek dorp toe gaan of ek moet iewers heen gaan, dan bid ek voor die tyd vir 'n parkering. En elke keer wanneer ons daar kom, is daar vir ons 'n parkering oop. Belangrik vir my gewees om altyd dankie te sê vir die Here vir so ietsie kleins. Ons dink dit is klein, maar dit kan baie ongerieflik wees as jy iewers heen moet gaan en daar's nie parkering nie en jy moet ver loop. So die Here sê as hy ons kan vertrou met die klein dinge, kan hy ons ook vertrou vir die groter dinge. Soos Ansie sê, kom ons wees dankbaar in alles wat die Here vir ons gee. Onthou die verhaal van die melaatses wat die Here Jesus genees het en een het teruggekom en toe sê Jesus, maar het die ander dan is hulle nie genees nie, hoekom het hulle nie teruggekom nie? So kom laat ons nie nalat om terug te gaan na die Here en vir hom dankie te kan sê vir alles wat hy vir ons doen nie. Ja, as ons dan kyk na by die woord, geloof kom net deur die woord en ons kan God ook net behaag met geloof. So as ons dan gebid het, moet ons glo, sodat ons kan ontvang. Baie keer bid ons en dan die volgende oomblik
of 'n paar oomblikke daarna, of in jou wagperiode begin praat jy ongeloof. Jy begin praat twyfel, jy begin praat vrese, jy gaan begin praat miskien eendag, wanneer as. Maar hoe kan ons dan ontvang as ons nie glo nie? En die enigste manier hoe ons kan glo, is deur die woord van God te hoor. So dis belangrik dan om dit hardop te spreek, sodat jy dit kan hoor en mediteer op die woord. Die woord sê vir ons mediteer op God se woord dag en nag. Baie keer mediteer ons so op bekommernisse oor, ons het nie genoeg vir môre nie, ons bekommerd oor die kinders, maar begin mediteer op God se beloftes en God se woord. As ons dan 'n paar voorbeelde kan kyk, Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dis belangrik dan, dat ons die woord van God moet hoor, dat jy moet luister na die woord van God. Dis hoekom ons dan ook mense aanmoedig om Sondag of watter dag, Woensdae aand die bid hier by te woon, want dan hoor jy ook weer die woord van God. Lees dit hardop vir jouself. Hebreërs 6:17, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet, want ons kan nie vir God behaag sonder geloof nie, en ons almal, hoekom sal jy bid, en jy wil God nie behaag nie, so ons kan nie bid sonder geloof nie, so geloof is baie belangrik, en ons moet ons geloof eintlik elke dag bou. Kom ons oefen ons om die woord te hoor, sit alles af, en begin lees die woord hardop. As ons dan kyk na 1 Petrus 1:24-25, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Glo dat hy is, en 'n beloner is van hom wat hom soek. Yvonne, sal jy vir ons aangaan met Jeremia? Ja. Jeremia, die woord van die Here, die woord van God is onverganklik. Dit is 'n ewige woord. Blomme verwerk, gras verdor, maar die woord van God bly tot in ewigheid staan. As ons sien in 1 Petrus 1:24-25 is waar dit sê, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die woord van die Here sê ook, die woord het gesag, omdat God krag en gesag het. God sal nie sy woord verbreek nie. So min as wat hy sy verbond met die dag en die nag sal verbreek. So Jeremia 33:20 sê, so spreek die Here, as julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie. So die woord van God kan nie geboei word nie. Dit word nie aan bande gelê deur die magte van duisternis of die onmag van mense nie. 2 Timoteus 2:9 sê vir ons, waarin ek verdrukking lei tot die boeie, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Ons dink aan tronke, hospitale, dwelmverslaafdes en al daai tipe van goeders. So daardie mense voel dalk vir 'n oomblik of hulle gebind is, maar hulle is nie gebind nie. Ek wil net gou hierso, net gou 'n woord net hierso gou vir, jammer net daarvoor. Ons het net gou ons plek vir 'n oomblik verloor. So ja, kom ons leer wie op die woord hom beroep op die lewende Jesus Christus, by wie niks onmoontlik is nie. Ja, as ons dan, die woord van God het skepende krag. Ja. En die woord sê hy vir jou, stuur die woord uit, my woord uit, en dit sal onverrigter sake terugkeer. Soos Yvonne dan ook gesê het, die woord het die krag om te skep en te herskep. Waarom moet ons die woord bid? In die woord sien ons dis God se wil. Jesus is die woord, so ons kan nie bid sonder om die woord aan te haal nie, want dan kan ons niks bereik nie. Ons moet die woord van God bid, ons moet ook leer dan vir elke situasie. Soek die woord en bid die woord oor die situasie. Wanneer ons die woord bid ons God se wil. Ons kan ook nie die twee van mekaar skei nie. God se wil en die woord is een. So ons moet die woord ken, sodat ons kan weet wat God se wil is.
as jy dan in 'n situasie kom, baie mense daar buite glo nog, dis God se wil dat jy moet siek wees, jy moet ly, jy moet arm wees. En dis nie wat die woord van God sê nie. So daarom moet ons dan leer, wat sê die woord van God? Wat is die wil van God in sy woord? Ja, Johannes 5 vers 14 tot 15 sê, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan Jode vertel dat dit Jesus was, wat hom gesond gemaak het. So, ons kan baie boeke kennis hê, en dit kan vir ons insig gee, maar alleen die les wat ons leer uit die woord van God is wat geloof bring. Kom ons wees ingestel op die woord, kom ons bid die woord, soos wat ons vir julle in hierdie episode en ook in die volgende episode sal leer, sodat ons weet, Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die skrif openbaar vir ons die prioriteite van God. Wanneer ons volgens die woord bid, kom ons in lyn met God se prioriteite en kom ons lewens daarmee saam in 'n lyn met God se prioriteite. Daarom wanneer ons bid vir 'n sieke, dan sê ons gee jou opdrag liggaam om in lyn te kom met God se woord. Byvoorbeeld soos Jesus het ons gesê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. So ons beveel die liggaam dan om in lyn te kom met God se woord. Daar is gesag in die woord. Toe die Vader die heelal geskep het, het hy deur sy seun die woord geskep. Die woord het 'n woord gespreek en dit was lig. In 1 Johannes 1 vers 1 sê ons, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So ons sien die woord Jesus was die woord ook gewees. So daarom sê ons hierso, die woord het geskep, die woord het 'n woord gespreek, en daar was lig en lewe en mense het in hemelliggame. Wanneer ons die woord vandag proklameer in die geestessfeer, dit is 'n deklarasie uitroep, is daar krag in die woord. Die woord het krag om lewe te gee en te herskep, omdat ons appel tot die lewende woord rig, wat in staat is om sy woord gestand te doen en vervulling daarin te gee. Die woord leer ons God sy karakter, sy wese, sy krag, sy almag, sy vermoëns en sy eienskappe. En dit is wanneer ons God beter verstaan, dat ons met groter geloof kan bid. Geloof is so sterk soos die persoon wat daarin glo. So as jy nie glo dat 'n ding so is nie, dan het jy eintlik te vergeefs gebid. So wanneer jy bid, moet jy glo dat dit so sal wees. Toe God die aarde geskep het deur die woord, het hy gesê, laat daar lig wees. Hy het nie getwyfel en gewonder, gaan daar lig wees nie, daar was lig. En so het ons dwars deur die skepping gesien, hoe God gespreek het, en dinge het gebeur. So daarom weet ons, daar is mag in die tong, wanneer ons iets sê, so sal dit gebeur. Ja, ek dink dis hoekom dit so belangrik ook is, Yvonne, dat ons moet reg praat. Ons woorde het ook skepingsmag, soos ons nou die voorbeeld genoem het, jy siek, jy kry skrifgedeelte, jy sê, ek is deur Jesus wonde, as ek genees, en net nou, dan spreek jy weer en sê, ek is so siek, ek voel so sleg, ek het so veel pyne. Dan praat jy, jou woorde maak dan eintlik jou gebed negatief. So dis belangrik om reg te praat soos die woord sê. Dis hoekom ons dan sê, as jy 'n skrifgedeelte uithaal of 'n belofte, lees dit stadig deur, merk dit in jou Bybel, mediteer op dit, en maak dit van toepassing op jouself. Wat kan ek hieruit leer? Wat moet ek verander? Waarna moet ek kyk in my eie lewe? En lees ook ander vertalings. Baie keer is daar ietsie wat jy 'n vraagteken, wat jy bevraagteken, of wat jy nie eintlik verstaan nie, gaan lees 'n paar ander vertalings, en kyk wat die ander vertalings sê. Dis dan belangrik om 'n tyd in die woord te spandeer. Baie van die mense daar buite sê, maar ek kyk die program, en ek kyk daai program, ek lees hierdie boek en daai boek. Dis wonderlik, maar die woord van God
is wat vir ons eintlik die resultate bring en wat vir ons die waarborg het. So dis belangrik om die woord te ken en spandeer elke dag. Almal van ons lewe 'n gejaagde lewe, maar ons kan nie bekostig om 'n dag verby te laat gaan sonder om die woord van God te lees en te bid en stil te raak nie. Vir baie mense is dit makliker vroeg in die oggend, baie mense doen dit hulle in die etenstyd by die werk, baie mense doen dit eers in die aand, maar moenie dat jy in die aand jou oë toemaak en jy het nog nie tyd in die woord spandeer of tyd spandeer in gebed en om stil te word nie. Ons hardloop so rond en ons is so besig met dan soos baie van die jong mense spandeer meer tyd op TikTok en die platform en daai platform, maar raak 'n bietjie stil en sit daar goed eenkant en gaan kyk 'n bietjie, lees die woord. Vra die Heilige Gees om vir jou 'n liefde te gee om die woord te lees en om dit te leer. Ons moet die woord so lees, as ons die woord oopmaak, moet dit eintlik terug begin praat met ons. Dit moet so diep in jou wese gaan sit, dat jy, as daar 'n storm kom, dat jy onmiddellik kan onderskei, en onmiddellik die woord van God, die belofte kan uithaal en sê, ek aanvaar dit nie, dis die woord van God, en die woord van God sê so. So kom ons sal volgende keer aangaan met ons riglyne. Ons gaan nou kyk na ons gebedsversoeke. Ons wil ook vir julle vra, tree saam met ons in, hou 'n pen en papier byderhand, skryf 'n versoeke af, sodat ons aan die einde van die dag saam 'n getuienis kan hê oor God se wonderwerke, God se genesings, God se voorsiening. Ons het hierdie week 'n wonderlike getuienis gehoor van reën, drooggeteisterde gebiede, wat hulle al lank bid vir reën. En die dame wat ingeskakel het gesê, dit is so wonderlik om te sien, daar was eens op 'n tyd net klippe en stof en droë bossies, en dat God se hand die reën gestuur het, en dis water, en die voeltjies sing en fluit, en die paddatjies sing. So ons moet weet, soos ons gesê het, as ons bid, moet ons verwag om te kan ontvang. So ons wil saam die Here prys en loof vir die wonderwerk wat hy gedoen het, ook in die reën. Dan het ons ook versoeke van nog drooggeteisterde gebiede, van oorstromings. Ons het baie versoeke oor genesings. Ons het ook verskeie versoeke oor werksgeleenthede, oor families, kinders, kleinkinders se redding, verlossing. Ons het ook anoniem wat gevra het vir haar huis verkoop. Ons het ook baie versoeke oor huwelike, en dan ook studente wat akkommodasie soek. Saam met die akkommodasie is daar ook baie studente wat nie die fondse het om hulle graad of hulle studies te voltooi nie. So kom ons tree dan ook in vir studente, vir beurse, vir sponsors, vir voorsiening. Yvonne, as jy dan sal vir ons intree. Baie dankie. Ja, ek wil vir julle aanmoedig om in te tree vir mekaar. En jy weet, baie keer word ons in die middel van die nag wakker en dan dink jy, vir wie moet ek bid? Wat? Bid net, sê Here, moontlik is daar iemand, die Here wil net hê, ons moet hierdie gebed in die atmosfeer in release, soos die Engelsman sê, want daar is dalk iemand wat op die punt is om sy lewe te neem, daar is dalk iemand wat depressief is, daar is dalk iemand wat in 'n noodsituasie is. Bid net, jy hoef nie die persoon te ken nie, die Gees van die Here gaan vir jou lei vir wie jy moet bid, bid sonder ophou, soos ons al hoeveel kere gesê, maak Tessalonisense 5 vers 17 die hoofopskrif van jou daglikse bid sonder ophou bid. Dit beteken nie jy moet net nou bid nie. So gedeur jou koppie tee wat jy drink, bid, wanneer jy in die kar ry, bid gedurig deur. Kom ons bid saam ook vir die kerke en die pastore en die predikers landwyd, dat die Here vir hulle sal lei vir die woord, want ons is in hierdie tyd so afhanklik om die waarheid te hoor. Veral in die tyd wat ons weet, daar is soveel insprake van verskillende oorde en soveel stemme wat 'n invluistering wil hê. Maar kom ons bid saam dat die Here die predikers lei in die waarheid. Kom ons bid vir ons land, kom ons bid vir Israel en vir alle ander lande wat gebukkend gaan deur verskillende dinge. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, baie dankie Here dat ons vandag ook saam kan bid
as 'n eenheid, Here, nie net ek en Ansie hier nie, maar die kykers landwyd bid saam met ons, Here. En Vader, U sê daar wat 2 of meer is, daar is U teenwoordig. So U is ook nou daar in die sitkamer, U is ook nou daar in die kamer, U is ook nou daar waar die mense saam met ons bid. En ons dankie, Here, dat U aanhoor, Here, dat U ons hoor en dat U ons verhoor. Vader, U het vir elke versoek gehoor, Here, vir huisverkoop, Here. Vandag is daar soveel mense, Here, want die mark is op party plekke so versadig, Here, maar niks is vir U onmoontlik nie. Here, ek bid dat U daardie mense voor die kopers sal stuur om hulle huis te koop, Here, dat U wil geskied, Here. Ons vra vir kontantkopers, Here. Ons vra vir mense met goeie finansiële rekords, Here, om hierdie huise te kan koop, Here, wat mense wil verkoop. En ons bid dat U hulle sal help met die hele transaksie, Here. Vader, ons bid vir huwelike. Here, ons bid en ons plaas elke huwelik onder die bloed van Jesus. Here, ons bid vir redding. Baie van die Christenkinders, Here, het 'n gade wat nog nie die Here dien nie, Here, maar U sê ons moet aanhou bid, Here, en daarom roep ons die gades, manne of vroue in, wat nog nie die Here dien nie, dat hulle U sal vind, Here, dat hulle U sal soek en dat hulle U sal vind. Ons bid vir redding van hulle siele. Vader, ons bid vir werk, Here, dat U werksgeleenthede sal skep, Here, dat mense guns sal ontvang, daar wil hulle aansoek doen vir werk, Here, en ons dankie daarvoor. Here, ons bid vir ons jeug, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons land, Here, vir Gods manne en vroue wat sal opstaan in hierdie land. Ons bid teen die misdaad, Here. Ons bid, Here, teen bende gewelde, Here. Amen. En ons dankie, Here, dat weer, Here, die woord versprei sal word, dat die bendes, Here, liewerst hulle sal wend na U toe, hulle bekleierery en hulle wapens sal neersit, en dat hulle U sal vind, Here. Vader, ons bid vir Israel, vir U land, Here, vir U land se beskerming, Here, maar nie net vir Israel nie, vir elke land waar U kind is, Here, waar U kinders is, bid ons vir uitkoms, beskerming. Vader, ons vra U beskerming en seën oor elke ene, Here, en ons is opreg dankbaar vir alles wat U vir ons voorsien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus en ons eer U, Here, vir elke antwoord in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Tot 'n volgende keer. Totsiens.